Jou sielskoffie met 'n verskil. Ek het hierdie afgelope naweek 'n emosionele rollercoaster tyd beleef. Ek weet nie regtig waar dit vandaan kom nie. Ek ervaar net op en awe en ek kan nie regtig my vinger daarop lê wat dit veroorsaak nie. Ons almal gaan deur sulke tye. Of dit nou hormone is, of stres, of selfs onopgeloste issues. Dit is 'n realiteit en dis glad nie lekker om so te voel nie. Ek besef net weer dat die vyand graag ons emosies misbruik om ons van die pad af te dwing, en ek weet ook dat wanneer dit gebeur, daar 'n deurbraak voorlê. Want elke keer voor ek 'n volgende ding met koninkrykswaarde aanpak, is dit asof die vyand alles probeer om dit te keer. Die aanval is altyd op 'n persoonlike, geestelike vlak, wat jou wil laat afsien daarvan, want die vyand hou nie daarvan dat God se koninkryk in die wêreld vooruitgaan nie. Hy hou nie van God se kinders nie, en daarom ervaar ons al hierdie teenkanting. In so 'n tyd is dit belangrik om te weet wie jy in Christus is en vas te staan op God se beloftes in sy woord, en ook baie bewus te wees van God se stem. Ek raak stil in my binneste en kan voel hoe die Here my optel, herstel wat binne in my reggemaak moet word om hierdie volgende hoofstuk in my lewe te kan aanpak. Ek ervaar 'n download in my van alles wat ek benodig om hierdie volgende taak uit te voer. 'n Belewenis wat my woordeloos laat, vol bewondering. Dankie Here, dat U my kies en vertrou en bystaan wanneer dinge moeilik raak. U beloftes is waar en U genade vir U kinders so onbeskryflik groot. Ek is opgewonde oor my toekoms, omdat ek weet dat God in beheer daarvan is. Ek sal sy hand styf vashou en my gedagtes op Jesus gefokus hou, die een wat alles moontlik maak en die deure oopmaak wat niemand kan toemaak nie. Ek weet nie wat jou ervarings is nie, maar ek wil jou aanmoedig om nie net oor te gee aan jou gevoelens en emosies nie. Stel saam met God vas wat dit is wat jou wil aftrek, en wanneer jy nie die antwoord kry nie, vertrou dat die koning in beheer is. Gee alles wat jy ervaar in sy hande oor en wees uiters sensitief vir sy stem. Want God praat met elkeen van ons op 'n spesifieke manier. Jy bly altyd eerste sy kind, en daarom is dit belangrik om Vader te alle tye te vertrou in alles wat jy doen en is, en wees gehoorsaam wanneer hy jou vra om vorentoe te beweeg, of selfs terug te staan vir 'n oomblik. Die wete dat jy besig is met die plan wat God vir jou het, is belangriker as enige emosie wat jou daarvan wil laat afsien. God bly getrou. Hy is dieselfde gister, vandag en môre, en God se beloftes bly staan. Hy verander nie van gedagte om by ons aan te pas nie, maar laat toe dat ons deur uitdagings gaan, sodat ons sy liefde ten volle kan ervaar en sy potensiaal in ons kan ontdek. Te onthou dat alles in hierdie lewe oor hom gaan en nie oor onsself nie. Mag jy 'n geseënde week hê.